Goeiemôre, welkom hier in die Kaap. Is natuurlik donderdag en ons het lieflike weer in die Kaap. Dis heerlik as mens lekker weer in die Kaap het. Ek wil vandag bietjie kyk na wat in die jaar 2024 gebeur het. Uit 'n politieke risiko oogpunt natuurlik vir besighede, vir kleiner besighede met wie ons hoofsaaklik werk, maar ook bietjie 'n vooruitskouing van wat gaan gebeur in 2025. Kom ons kyk na 2024. 2024 'n magnum verkiesing. Die belangrikste natuurlik ons eie verkiesing, maar ook in die weste die FSA verkiesing en dan verkiesings in Europa soos byvoorbeeld in Nederland. In ons eie verkiesing dink ek myself en baie ander sogenaamde kenners het voorspel dat die ANC net so onder 50%, so by 49-48% sou kom. Weet jy wat het gebeur? Hulle het gegaan na 40% toe. Dit was nogals 'n verrassing vir sommige mense. Nie vir die ANC soseer nie, en dit het ook nie so beduidende effek gehad nie. Die regering van nasionale eenheid is saamgestel en dit is 'n goeie ding. Maar die ANC het steeds as die meerderheidsparty met die minderheidssteun nie oor meerderheidssteun nie, maar die meerderheidssteun binne die koalisie omtrent al die magsfaktore steeds in hulle hande, veral op ekonomiese terrein wat nie so goed is vir die land nie. Die ander groot party, die DA wat hier by 25% was, het natuurlik in hulle hande binnelandse sake, landbou, onderwys, basiese onderwys ensovoorts. En daar word eintlik goeie dinge gedoen, veral by binnelandse sake gebeur daar goeie dinge. En dis wat ek by 'n paar geleenthede gesê, dit is die enigste manier om te verbeter aan die pogings wat die ANC oor 30 jaar voorheen gedoen het, is stappie vir stappie, klein op sekere departemente, en dit gebeur wel, soos in binnelandse sake. Internasionaal het ons vir Donald Trump terug in die FSA, en baie mense is baie ontstel daaroor. Maar ek dink mense moet ook na die positiewe kyk. Donald Trump, en hier moet die Suid-Afrikaanse regering dalk luister, want al die verkiesings, of baie van die verkiesings, het die sogenaamde behoudende, of mense sal praat van konservatiewe of verregse partye veld gewen, selfs in Nederland die hele regering oorgeneem. Maar dit gaan uit oor een enkele ding, en dis die onwettige immigrasie, die oorstroming van lande. Selfs waar die konservatiewe party in Engeland verloor het die arbeidersparty natuurlik ook op hierdie ding bietjie gery, onwettige immigrante, waar oorstroming plaasvind. En ons kan gerus in Suid-Afrika kennis neem. En hoe sekere dele van die media dan ook klaar daaroor, is dit natuurlik, dis die feite, dit gebeur. Mense is ongeduldig en ongelukkig met onwettige immigrante. Nie immigrante nie, let op, nie immigrante nie, onwettige immigrante. Dit wil sê oorstromingsimmigrante, as ek dit so mag noem, wat ons wel in Suid-Afrika ervaar. En die ou linkse of menseregte benadering van ons laat almal toe, kan nie meer werk nie, dis nie meer goed nie. Kom ons kyk vinnig na 2025 veral uit 'n besigheidsoogpunt. Soos ek gesê het, niks het eintlik verander in terme van die ekonomie nie. Die ANC gaan steeds voort met sy beleid, en sy beleid is gesentreer rondom goed soos die nasionale gesondheidsversekering en die Bella-wet, die onderwyswet ensovoorts. Hulle gaan nie van dit afstaan nie. En hulle praat in die ANC van die ouens wat nou in beheer is saam in die GNU is die constitutionalists of die grondwetondersteuners. Maar dit beteken nie dat hulle beleid van sosialisme en totale beheer wegmaak nie. So vir 2025 gaan ons meer van dieselfde sien. Die ANC sal voortgaan met hierdie, en die ou bekende strategie is natuurlik dat hulle wel sê hoe hulle alles gaan verander, hulle praat en dan gaan dit net doodstil en niks gebeur eintlik nie. Dis 'n ou bekende ANC strategie wat hulle wel doen, en hulle gaan dit weer en weer doen in 2025. Natuurlik sien ons uit na 2026, dis waar die groot verandering kan plaasvind met die munisipale verkiesings, waar ons regtig, dis waar demokrasie die naaste aan die mens op die grond kom, en dis waar ons regtig 'n verskil kan maak. 'n Mens sou graag wou, soos wat baie mense vra, onpartydige of nie politieke regerings op munisipale vlak sien wat regtig vir die mense werk. Dalk 'n groot droom, maar dit kan dalk in sekere munisipaliteite waar word. Ander munisipaliteite moet ons van die korruptes ontslaa raak. Groot probleem in Suid-Afrika, korrupsie. Ons moet van korrupsie ontslaa raak, nie net praat daaroor soos wat ons regering tans doen nie. Uit 'n besigheidsoogpunt, die beperkings
en al die goeders gaan steeds voortgaan. Dit gaan nie verander nie, want daar's geen ander minister in die ekonomiese kluster, soos hulle dit noem nie. Maar dit kan dalk beter word, die ekonomiese vooruitsigte lyk beter. Die rand verswak dalk nou 'n bietjie teen die dollar weens Trump se oorwinning, maar oor die algemeen S&P het ons bietjie opgradering meer positief gemaak. So, uit die ekonomiese oogpunt kan ons na iets uitsien en ek dink veral na 2026 waar daar dalk nader gekom kan word aan goeie demokrasie en goeie bestuur op plaaslike vlak wat uit die jaar uitsettend goed sal wees vir kleiner besighede. Baie dankie, wonderlike jaar vir jou wat voorlê en ons praat weer met jou volgende jaar. Ek groet jou tot 'n volgende keer. Totsiens.